Vriende, ons nader die Kersfeestyd. Ons is in Advent, die afwagting na Kersdag toe. En dit is die mooiste tyd van die jaar vir die meeste van ons. Dit is 'n baie lekker tyd. En 'n geskatte 33% van die wêreldbevolking, as ons nou aan Kersfees dink en ons kyk die nuus op Kersfees en die Kersnaweek, dan lyk dit vir ons asof die hele wêreld Kersfees vier. Maar net 33% van die wêreldse bevolking vier Kersfees. Dis so volgens 'n bron so 160 lande van die wêreld wat Kersfees vier. Nou nie almal van hulle vier Kersfees met 'n Christelike karakter en 'n fokus wat ons het nie. Dit is meer kultureel van karakter. Selfs in Japan en China is Kersfees baie groot, maar dit gaan oor ander tradisies, kersbome, liggies, geskenke en al die mooi goed rondom Kersfees. Ou Kersvader is in die middel van daardie vieringe. Ons Afrikaners doen alles groot. Ons het mos nou hier tyd van die jaar, dus die Afrikaans is groot konserte. Ons is plesierig, ons doen alles groot. Kersfees is vir ons ook in ons huishoudings baie groot. Dis 'n tyd van groot eet. Die tafels kreun onder feestelike kos. Verlede jaar het ons onsself ooreet. Dis die yskaste is die volste van enige tyd van die jaar met al die lekker kos. En dan besluit ons die jaar gaan ons kleiner gaan. Ons gaan net 'n koue ete vat. Maar nou het jy die skaapbout al op en die varkbout is daar en die slaai wat so in die ring gemaak is en dit is nog 'n stukkie hoendertjie by. En kort voor lank, dis nog beestong en 'n mosterdsous het jy op die ouend besluit sê, maar die jaar weer bysit en op die ouend is die tafel vol en dan bel Tansanne en sê, maar sy het nou 'n kalkoen ook in die yskas. Kan sy nie maar die ook gaar maak nie? Nou kom die warm geregte kom by en op die ouend is dit 'n groot maaltyd. En net soos wat groot eet, deel is van ons Kerstradisie en ons viering is geskenke ook deel daarvan. En na verlede jaar in die impak op die begroting wat ons gesien het, besluit ons moet geskenke, moet ons bietjie sny, ons moet 'n bietjie kleiner gaan. Of ons gaan Secret Santa doen, ons kies net, jy trek 'n naam en dan gee jy vir daai een geskenk en hy's gekap op R150. So besluit ons en op die ouend rafel dit weer uit en die jaar is dit weer almal vir almal want dit is mos lekker om baie geskenke te kry, baie vervelig om net een te kry. Dit het my bietjie laat rondswerf en ek het 'n interessante ding gesien in die skyfie, ken julle daai? Dis 'n swart Woolies inkopiesak. Die meeste van ons ken dit. En nou het jy al waarskynlik die gerug gehoor dat hulle dit gaan vervang met 'n wit sak, om baie redes. Word daar gespekuleer. En nou skielik het die sak waarde, net nadat die gerugte begin na die oppervlak kom het, sien ek op Marketplace, is daar 'n opportunist wat die gap vat, en hy 2 van die sakke wat hy verkoop, leeg, hy verkoop hulle vir R3.500. Later sien ek die prys het nou afgekom vir een inkopiesak na R1.500. Maar nou die dag by die winkel sien ek maar 'n mens kry nog die swart sakke. Maar vir party ouens sien hulle al die geleentheid om die goed op te stok en hulle later vir groot geld te verkoop. En dan sien ons ook, ek het sommer net 'n paar goed opgemerk, ek weet nie of julle al die gesien het nie, nou, die is nie jou gewone Clicks of Dischem hamsterhokkie waaraan jy nou jou bloeddrukpille en jou antidepressante na die kassiere toe vat, nie. Hierdie is 'n baie grand inkopie mandjie van Coco Chanel, die Franse modehuis wat allerhande goeders maak. Dit is baie besonder want hy's met silwer oorgetrek, die rampie,
En dan sal jy sien daar stukkies leer is daar ingewerk. Nou die is 'n winskoop teen 1,7 miljoen kan jy vir jou 'n Chanel inkoopie mandjie gaan koop as net $1,000. Of jy kan vir jou in die Hermes is nie Hermes blykbaar nie, dis Hermes, die Frans daarvoor. Kan jy vir jou 'n 20 jaar oue pre-owned sakkie gaan koop teen 2,9 miljoen. Dis 'n wonderlike sakkie. Hy's van egte kalfsleer gemaak. So dis regtig 'n baie besondere item. 170,000 Amerikaanse dollars. Of as jy dalk 'n bietjie beter wil gaan, daai swart dingetjie daar is 'n clutch bag. Dis 'n klein handsakkie. Hy's nou so bietjie ouer, hy is ook 'n produk wat vooraf deur iemand besit is en hy is 5,1 miljoen rand. Nou ek en jy is waarskynlik nie in daai liga nie, baie van ons huise het nie soveel gekos nie, of jy kan vir daai klein handsakkie kan jy dalk vir jou 'n lekker eiendom hier in Vishoek teen die berg koop. Waaroor gaan Kersfees regtig? Gaan dit oor al hierdie geskenke en hierdie uitspat? Kersfees is 'n tyd vir ons wat eintlik maar oor familie gaan. Die ander is bykomstighede. Dit is nie so belangrik nie. Natuurlik is Kersfees ook 'n tyd wat gekenmerk word deur 'n bietjie druk, bietjie spanning. As jy nou die gasvrou is en almal kom by jou bymekaar en al 38 van die familie moet by jou kom eet, dan is dit vir die gasvrou partykeer bietjie spanningsvol. En die navorsing sê vir ons, Kersfees is die tyd waar konflik in families so bietjie opvlam, want die ouers mos nou vir 'n tydjie lank is 'n ou in 'n klein vakansieplekkie, of jy is saam, al die familie saam in een plek, die kinders slaap Kersbed in die sitkamer, dis 'n groot storie, en dan kom partykeer die patologie, partykeer die krake, noem ons dit in Afrikaans, in 'n familie, kom na vore, daar's die oom wat altyd te veel drink by die plekke, daar's die tannie wat aan verbale diarree ly, sy kan haarself help, sy praat aan mekaar, dan is daar die debatte oor die politiek en oor godsdiens, oor die wegraping of nie wegraping nie, en dis 'n vrolike spul. Maar ten spyte van al hierdie familie-intriges, is dit mos lekker om mekaar te sien. Al sê ouma vir my, weet, dis verskriklik lekker as die kinders en die kleinkinders kom, maar dis net so lekker as hulle gaan ook, want dan is dit 'n bietjie rustiger, opgebruik. Kersfees bly die mooiste, lekkerste tyd van die jaar, en my wens is, dat dit vir jou ook hierdie jaar so sal wees. En terwyl dit oor families gaan by Kersfees, wil ek so bietjie in Jesus se stamboom uit die Bybel uit in Matteus 1 so bietjie terugstap in die geskiedenis in. Die geslagsregister, die ene wat Matteus vir ons in die eerste hoofstuk van sy boek opgeskryf het, het die doel gehad vir die Jode om die rasegtheid en die suiwerheid van 'n bloedlyn in 'n familie te bevestig. En dis die rede hoekom Matteus hierdie of die geslagsregister stamboom skrywe, hy wil die egtheid en die suiwerheid van Jesus se bloedlyn as 'n Jood uit die geslag van Dawid kom bevestig. So ons gaan saam lees vanoggend uit Matteus 1, en terwille van die tyd en terwille van die pynlikheid van 'n geslagsregister vir baie mense, gaan ek soms net seleksies maak en gaan ek so bietjie spring in die geslagslyn. Voordat ons dit saam lees, kom ons bid saam.
Here Jesus, wat 'n voorreg om U te ken, wat 'n voorreg om vanoggend al te kon stil word. Ons het hier aan die begin sommer in ons liggame ingeklim. Ons is fisies hier teenwoordig. Dankie Here dat U vir ons in ons liggame 'n woonplek gekies het vir U Heilige Gees. Dankie Heilige Gees vir U teenwoordigheid. Dankie vir Kersfees. Ons het sommer nou so in ons gedagtes oor die verlede teruggetoer en 'n toer gevat oor hoe ons Kersfees vier. En ons begeerte is vir jaar regtig, soos wat ons in ons gebed as gemeente aan die begin gebid het, dat dit U regtig sentraal in die middel van alles sal kom staan hierdie Kersfeestyd. En Here, as ons nou saam met Matteus terugkyk oor die aanloop na U, Here Jesus, U geboorte op aarde, maak dit vir ons spesiaal asseblief. Amen. Nou, kom ons lees 'n seleksie uit die geslagsregister van Jesus. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Abraham, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob, Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar, Peres van Gesron en Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadab, Aminadab van Nachson, Nachson van Salmon, Salmon was die vader van Boas by Ragab, Boas van Obed by Rut, Obed van Isai, Isai was die vader van koning Dawid, Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Kom ons slaan so 'n bietjie oor, ons gaan verder. Altesaam, of Asor was die vader van Sadok, Sadok van Achim, Achim van Eloed, Eloed was die vader van Eleazar, van Matan, Matan van Jakob, Jakob was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Altesaam was daar dus 14 geslagte van Abraham af tot by Dawid, 14 van Dawid af tot by die Babyloniese ballingskap en 14 van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. Nou die geslagsregisters in die Bybel is nie ons gunsteling leesstof nie. Wie van julle slaan hom oor as jy daarby kom? Dis 'n paar wat eerlik is. Ons slaan hom oor, want dit is 'n verskriklike klomp name wat eintlik vir ons niks sê nie. Dis amper soos die rolverdeling aan die einde van 'n fliek. Kyk, as daai ding opkom, dan stap jy verby. Jy gaan dit aan. Dit is, want dit is 'n klomp name wat vir jou niks sê nie. Of soos daai foto van die skare by 'n rugbywedstryd. Hierdie was, ek dink, 'n jaar of 2 terug. 'n wedstryd in Engeland waar die Springbokke en die All Blacks gespeel het. Nou as jy kyk nou na daai prentjie, nou miskien toevallig kan jy iemand daar herken, né? Of jy kan niemand ken nie, maar elkeen van die mense wat daar sit, is nie net 'n gesig nie, is 'n storie wat 'n familie verteenwoordig. En op 'n stadium het die kamera gefokus in daai selfe skare het gesit. Wie's die man? Roger Federer, en so regs sy prominente neus, soos sy pa het nou afgesny daar, maar jy kan sien dit is sy saam met hom daar op die paviljoen sit. En dan het Djokovic ook daar gesit, en ek dink daar's ander celebs wat ook rondom hulle sit, ek ken nie hulle name nie. Maar as jy inzoom op daai groot skare met al die gesigte, as jy inzoom en jy kan 'n foto onderskei, jy kan sien wat daar sit, dan is daar 'n storie agter, soos 'n storie oor Federer en Djokovic. En dit is wat ons nou vanoggend so bietjie gaan doen met hierdie groot klomp gesigte wat ons sien. Ons gaan 'n bietjie inzoom en 'n bietjie dieper kyk. Nou voor hierdie geslagsregister van Jesus,
Voor hom is daar in die Bybel ander mense op wie wat nie gelys is nie, op wie ons kan fokus. Hierdie 42 geslagte wat Matteus gelys het ook 'n simboliese waarde, want daar's 42 maande tussen Jesus se eerste koms en sy tweede koms, is daar 'n tydperk in daai geskiedenis in die eindtyd van 42 maande voordat Jesus weer kom. So die 42, 13, 13, 13 is die blokke van geslagte is ook betekenisvol. Maar as ons nou heel voor begin in die Bybel, Adam en Eva, en ons zoom net so 'n bietjie in, wat het daar gebeur? Moord in die eerste huisgesin in die Bybel. Kain slaan sy broer Abel dood. Gaan ons 'n bietjie verder in Genesis dan, en ons zoom 'n bietjie in op Noag. God kies uit hierdie aarde wat so korrup geraak het, kies hy vir Noag. En ons ken almal die Noag en Noag se ark storie. Maar van Noag lees ons dat hy op 'n stadium, hy was die eerste wingerdboer in die Bybel wat ons van lees, en hy het seker ook wyn gemaak, want hy het van veel gevat, en toe het hy dronk geraak, en hy het in sy tent gelê, en hy het nie klere aangehad nie. Sy seuns van sy seuns het hom gesien en hulle het vir hom gelag. Hy was 'n bespotting. Tog kies God vir Noag om die mensdom te red met hierdie momente in sy lewe. Dink ons aan Moses wat die Egiptenaar doodgeslaan het uit loyaliteit teen sy volk met 'n heilige woede wat hy gehad het om sy volk te beskerm, slaan hy Egiptenaar dood. Hy het 'n kriminele rekord. God gebruik Moses in die Ou Testament om sy wet bekend te maak vir sy volk op die berg van verheerliking. Wie is daar? Moses as 'n verteenwoordiger uit die Ou Testament. Kyk ons 'n bietjie die name wat hier gehighlight is. Abraham jok 2 keer oor sy vrou, dat sy mooi vrou Sara is sy suster, jok hy vir die koning. Abraham en Sara kry die belofte van 'n nageslag, en hulle raak op 'n stadium ongeduldig. Op aanmoediging van sy vrou verwek hy 'n kind by Hagar, 'n slavin, en dan word Ismael gebore, en daardie storie ken ons, daar's wrywing in daai huishouding, hulle jaag vir Ismael en vir Hagar uit die huis uit. Jakob, die tweede naam, is so 'n bietjie in fokus op hom. Jakob, die aardsvader. Jakob het sy broer Esau, as julle die sonnaskool stories onthou, hy het hom bedrieg. Hulle het sy blinde ou vader Isak bedrieg. Die komplot tussen sy ma Rebekka en hy, het hulle sy pa, sy blinde pa, het hulle hom bedrieg, en hy steel sy broer Esau sy eersgeboortereg. Nou weet ons, hy het hom agterna gesit, hy wou hom doodmaak, Esau, en Jakob het op die vlug geslaan, maar op 'n stadium het hy die ontmoeting met die engel by Jabok gehad, en hy het hom vasgegryp, en hy het gesê, ek gaan nie los voordat hy my geseën het. Jakob se storie. Juda, een van Jakob se seuns, maar saam met Juda was Josef. Juda het 'n prominente storie of 'n prominente rol gespeel in Josef se storie. Josef, Jakob, hulle het vir Josef voorgetrek. So bietjie disfunksionaliteit in daai gesin ook. Dit het aanleiding gegee tot groot konflik in daai familie. En Juda het later met Tamar, sy skoondogter, 'n verhouding gehad. Hy het by haar kinders verwek. Juda verwek kinders by sy skoondogter nadat sy haarself soos 'n prostituut vermom. So 'n bietjie iets uit Juda se lewe. En dan Rahab was die prostituut wat in Jerigo die verspieders weggesteek het aan die begin toe hulle die beloofde land gaan verken het.
Dawid het nie net psalms geskryf nie, hy het koning geword en hy het ook op 'n stadium oorspel gepleeg en 'n onderdaan van hom se vrou as sy vrou geneem en hy het gesorg dat haar man in die oorlog op die voorpunt kom en hy het nooit huis toe gekom nie. Uria was Batseba se man wat nie huis toe gekom het nie. Al hierdie karakters word genoem. As 'n mens nou kyk na hierdie geskiedenis, die vorige een, Salomo was die laaste koning wat genoem word hier, hierdie ongelooflike, nou steeds bekende, wysste man op die aarde, het op 'n stadium 700 vroue en 300 byvroue gehad, teen die Here se wil. Dis die waarheid, dit staan in die Bybel. Natuurlik dink ek weet nie hoekom ons lag partykeer, 'n ou dink aan hoe erg dit is om net met een man of een vrou saam te leef, en hy het 1000 van hulle gehad en dit moet vir hom dalk ingewikkeld geraak het op tye. Maar dis die name wat genoem word in Jesus se geslagsregister. Soveel so dat as 'n ou dink aan al hierdie stories, dat jy 'n ouderdomsbeperking moet sit op hierdie mense se stories. Want 'n paar van hulle is daar naaktheid, geweld en seks in wat vir ons net bietjie ongemaklik maak. Maar ek het gekies vandag om te fokus op die sensasionele deel van hierdie karakters. Dit wat die Sondagkoerante sou opgetel het. Maar weet julle, ek dink as ons dit raak sien, moet dit ons help om onsself ook 'n bietjie in perspektief te sien, met ons eie gebrokenheid, met die stories van ons eie families, wat nie altyd mooi stories is nie. En ons sien ook in elkeen van hierdie mense se lewens, ek het baie ingefokus op die slegte goed wat met hulle gebeur het, en waaraan hulle betrokke was en wat hulle gedoen het, maar in elkeen van hulle se lewe was daar daarna 'n konfrontasie met God, en hulle het tot versoening gekom met God, hulle het versoening, het vrede gemaak met God, daar was verlossing, daar was nuwe lewe, en die Here het hulle gebruik. So dit is wat dit vir ons sê, met wie ons is, en alles wat ons droog maak in die lewe, al die slegte goed wat in ons families gebeur het, al die konflik wat daar dalk op hierdie stadium in jou familie bestaan, al die fotos in jou eie lewe wat jy dalk nie op Facebook en Instagram sal sit nie, ten spyte daarvan, as jy 'n pad van verlossing, van versoening met Jesus geloop het, is daar 'n nuwe begin. Dawid bly die man van God se hart, ten spyte van alles. Jesus word die leeu uit die stam van Juda genoem. Jesus se geslagsregister sê vir ons, hy vereenselwig hom 100% volledig met die mensdom, soos wat die mensdom gebroken is. Hy word deel van die mensdom, hy klim uit die hemel uit binne in ons stikkende wêrelde in. Hy word deel van disfunksionele, wanfunksionerende, stikkende families. Selfs in sy eie gesin van oorsprong, as ons hierdie kriptoneel kyk, selfs in sy eie gesin van oorsprong was daar moeilike tye. Maria het swanger geraak sonder dat sy by 'n man was, terwyl sy verloof was. Kan jy dink Maria wat vir haar ouers gaan sê, "Papa, mamma, ek is swanger, maar dis nie my verloofde nie. Dit is nie van hier nie, dis gestuur, dit kom van bo af." Josef wat in die geheim onderneem of by homself onderneem om van haar te skei en weg te gaan van haar af. Behalwe die emosionele trauma was daar ook fisiese trauma.
Maria moes as 'n swanger vrou op die punt dat sy moet geboorte skenk, moes sy 145 kilometer op 'n pakdier se rug, op 'n donkie se rug, moes sy van Nasaret, haar geboorteplek, haar man se geboorteplek, moes sy gaan na Bethlehem toe om opgeskrywe te word in die sensus. By haar geboorte was daar nie 'n doula of 'n vroedvrou of 'n hospitaal of 'n suster nie. Sy was alleen, haar verloofde moes die geboorte saam met haar hanteer. Toe Jesus 12 jaar oud is, toe verloor sy ouers hom by die tempel. As jy in 'n winkelsentrum was en jy het omgedraai en jou kind is weg, dan verstaan jy iets daarvan. Op 12, hulle is op pad terug van die tempel af, kom hulle agter dat Jesus weg is. Ons ken daai verhaal goed. Wat beteken dit vir ons? Wat sê Jesus se familiegeskiedenis vir ons? Jesus betree 'n ingewikkelde, komplekse, onvolmaakte menslike wêreld toe hy mens word. En dit sê vir ons, dis baie betekenisvol. God skaam hom nie. Jesus skaam hom nie vir sy familie nie. Ons hoef ook nie vir ons te skaam vir familie as dit ergens skeef geloop het nie. Kersfees herinner ons daaraan dat dit oukei is om nie oukei te wees. Baie van ons spandeer baie tyd in ons lewens met negatiewe selfspraak, omdat ons nie oukei is. Meeste mense gaan deur tye in hulle lewe dat hulle nie goed genoeg voel nie, om verskeie watter rede ook al. Dis oukei om broos te wees. Dis oukei om deel te wees van 'n familie wat nie so vooraanstaande, glansryke lewe lei soos ander mense sin dalk, soos wat dit vir jou op sosiale media lyk nie. Jesus kies om hom met menslike swakheid te vereenselwig. En hy werk self deur 'n onvolmaakte familiegeskiedenis. Soveel van ons eie families en families in Afrika stikkend is, werk Jesus, werk God deur stikkende families. 'n Tweede ding dalk, Jesus verwelkom buitestanders. As jy kyk op die lys wat gelys word in Matteus 1, in die genealogie staan die name van Tamar, Ragab, Rut en Batseba. Vroue wat destyds nie ingesluit was in belangrike goed nie, wat eintlik nie gewaardeer was vir wie hulle was nie, eintlik nie mense was nie die reg gehad het om as 'n getuie in 'n hof op te staan, nie die reg gehad het om 'n man se erfgeld te kry nie. Jesus vereenselwig hom met vroue en hy lys hulle, hy noem hulle name. Heidene, van hulle is heidene, vreemdelinge, sosiaal gemarginaliseerde vroue. Dis nou 'n tyd in Suid-Afrika wat ons dink aan vroue wie se wêreld stikkend is as gevolg van vergrype van veral mans en gewoonlik mans naby hulle in hulle families. Te midde van hierdie wêreld destyds, te midde van hierdie wêreld vandag kom sê Jesus, die Kersfees van 2025, ek vereenselwig my ook met vroue. Met vroue met 'n geskiedenis, met vroue wat gewond is. Daarmee sê hy vir ons, die evangelie is radikaal inklusief.
die evangelie, die goeie nuus van Jesus se koms is dat God almal insluit. Ook mense wat ons dink nie daar hoort nie. By Jesus is daar geen aansien van die persoon nie. Geen kultuur, ras, agtergrond of sosiale stand staan nader aan God as die ander nie. Almal staan op 'n gelyke vlak. Jesus maak ruimte vir almal. En dit gee ons hoop, vriende, geliefdes, dit gee ons hoop vir ons eie families. Dit gee ons hoop vir die familiestories van ander mense wie se familie stikkend is. Dit gee vir ons hoop vir die storie van Suid-Afrika ook. Suid-Afrika se familiegeskiedenis is stikkend, is nie lekker nie, is nie altyd so mooi nie. God gee vir ons die versekering dat hy ons persoonlike stories en die nasionale stories en die internasionale stories, dat hy dit wil verander, kan verander. En sy bedoeling is 'n langtermyn hoop, 'n langtermyn vrede en 'n langtermyn vreugde. Dis wat Kersfees vir ons wil kom sê. Dis waarvoor Jesus gekom het. En dit moet ons vat. Al is daar onvrede, vat vrede. En al gaan dit nie vandag vir jou voel, ek het vreugde en vrede en hoop gevat vandag. En dit gaan nie oor middagete of namiddagete teen vanaand voel, jy het dit nog nie. Jy het dit gevat, dis reeds daar, dit moet net gestalte kry in jou lewe. Sluit af met 'n laaste verhaal uit die Eerste Wêreldoorlog 2014. In Julie van 2014 het die Eerste Wêreldoorlog uitgebreek. En daar's 'n verhaal wat uit verskeie bronne vertel word van die Kersfees van 1914, dit het gesê 2014. 1914. Die Kersfees van 1914 het 2 slagordes teenoor mekaar opgestel gelê in loopgrawe. Die geallieerde magte aan die ander kant, 'n stuk niemandsland in die middel en aan die ander kant die Duitse soldate. En nou word vertel dat op ou Kersaand het hulle begin Kersliedere sing. Die een kant het 'n lied gesing, die geallieerdes, die ander kant het die Duitsers 'n lied gesing. En die laaste lied was dat hulle gesing het, volgens oorlewering is O come all ye faithful, kom alle getroues. En op die ouend het hulle dit saam gesing, hulle dit gelyk gesing, hulle dit saam gesing. En daarna een vir een het hulle uit hulle loopgrawe uitgeklim en hulle het oorgestap en mekaar in die middel ontmoet en mekaar omhels, mekaar 'n handdruk gegee, die wapen wat aan die hand was waarmee hulle mekaar nou wou doodskiet, het hulle na mekaar toe uitgereik. Hulle het geskenke met die karigheid wat hulle gehad het uitgeruil. Hulle het van klere, sê die oorlewering, sokkerbal vasgeknoop en hulle het sokker gespeel met mekaar. Vir een dag was daar vrede, maar die volgende dag het elke soldaat in sy eie loopgraaf gaan inklim, het die oorlog aangegaan en 4 jaar later het 14 miljoen mense in die wêreld gesterwe, meeste van hulle burgerlikes. Want die Kersfees, vrede en vreugde was van korte duur. Dit gebeur vandag nog, dat daar tydelike skietstilstande is. Daar is op hierdie stadium in die wêreld 32 gewapende konflikte aan die gang, waarin miljoene mense sterf. Die 3de wêreldoorlog waarvan mense praat, lyk anders. Mense sterf ook vandag nie net aan wapens nie, hulle sterf geestelik wanneer daar nie hoop is nie.
Die bedoeling van Kersfees is 'n langtermyn hoop, 'n langtermyn vrede, 'n langtermyn vreugde, nie net 'n dagse nie. Wil jy saam met my bid dat die Here dit sal gee? Vir jouself, jou eie familie, die gemeentefamilie, dat die Here dit sal gee vir die wêreld. En dat ek en jy ambassadeurs sal wees, wat uit ons loopgrawe uitklim en oorstap en 'n hand gee en uitreik. Mag dit ons Kersfeestyd kenmerk. Mag dit vir jou en jou familie 'n wonderlike tyd wees. Amen. Ek wil graag, terwyl ons so in rustigheid is, dat ons nie opstaan en nou die moment breek nie, dat ons die geloofsbelijdenis saam doen, saam met hierdie insetsel. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. ek glo in die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, hoe sou ons ooit kon dankie sê vir die grootste geskenk aan die wêreld? Dankie dat U dit lank al reeds aangebied het. Van die dag van ons geboorte, van voor ons geboorte in die moederskoot, van ons doop af wat dit bevestig is, op 'n praktiese manier het U Uself verbind om ons te verlos en U het ons verlos. Ons is versoen. En help ons, Here, om opnuut te verstaan hierdie Kersfees, hoe ver U die trappe uit die hemel uit afgeklim het, tot in die doolhowe van die mensdom op aarde en U nie skaam was om U te vereenselwig met alles en almal wat deel was daarvan nie. Here, help ons om soos Dawid, ten spyte van wie ons is in ons eie geskiedenis, manne en vroue van God te wees. Here, help ons hierdie Kersfees om U in die fokus te hou. En Here, asseblief wil U dat hierdie vreugde en vrede wat deel van die fees is, wil U dit deel van ons maak en dat ons dit sal oordra met momentum in die toekoms in. Help ons om Suid-Afrika se storie oor te skryf. Help ons om die wêreld se storie oor te skryf. Help ons om ons eie stories oor te skryf. Dankie vir nuwe beginne. En al het ons al niet begin, wil ons vandag weer kies om saam met U te skryf aan 'n nuwe storie vir ons families. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.